Baie welkom by dag 1 van Inspireer. Ek is baie opgewonde oor hierdie week se tema. Ons gaan kyk rondom die tema van fokus. Nou daar's 'n Russiese spreekwoord of gesegde wat sê, chase 2 rabbits and you will not catch either. Wat die spreekwoord basies sê is dat as ons op te veel goed fokus in ons lewens, dan gaan ons nie een ding noodwendig reg kry nie. Nou in die konteks van geld, en ek dink spesifiek aan geld, het Jesus soort van dieselfde ding gesê. Jesus sê in Matteus 6, daar van vers 24 af, hy sê, niemand kan 2 baase dien nie. Hy sê, want jy gaan of die een afskeep om die ander ene te dien, of die ander ene dien en die ander ene afskeep. En hy praat hier so spesifiek van geld en God. Hy sê, jy kan nie albei dien nie, jy moet een kies of die ander een. En dit het my nogal laat wonder aan hierdie idee van geld, mammon. Want baie keer is ons fokus in hierdie lewe op geld, want ons moet oorleef, ons moet 'n lewe maak, en dan fokus ons verskriklik op geld. En ek het op 'n baie interessante versie afgekom, daar in 1 Timoteus 6, spesifiek vers 10, waar die skrywer van Timoteus soort van sê, luister hierso, is wat gebeur as jy jou aandag op geld sit. Ek gaan dit vir ons lees. Hy sê om agter geld aan te hardloop, laat jou in die kloue van allerhande slegte dinge inhardloop. Daar is party mense wat eers aan die kerk behoort het, maar toe so agter geld begin aanloop het, dat hulle vandag nie eens meer lid is van die kerk nie. Ons weet hoe sleg dit nou met hulle gaan. Hulle het een probleem op die ander. It's crazy, nee. En dit het my laat dink aan die alternatief, dat wanneer ons God ons fokus maak, wanneer Jesus en sy koninkryk ons fokus raak, wat gebeur dan? Ek dink Jesus sê dit in daai selfde gedeelte in Matteus 6 vers 33 net so end af. Hy sê beywer julle allereers vir die koninkryk en God se wil, en dan sê al die ander dinge sal vir julle gegee word. This is amazing. Dit beteken ons sal vergenoegd wees. Die Here sal vir ons sorg, hy sal na ons kyk. Al die dinge sal vir ons gegee word wanneer ons sy wil begin soek en sy koninkryk. En die vraag is, hoe doen ons dit? Nou Paulus skryf in Kolossense 3 vers 1-2 wat soort van vir my die goue lynversie is van hierdie week. Hy sê dit. Hy sê aangesien julle saam met Christus uit die dood uit opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes, beteken fokus, op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op aarde is nie. Hoekom sê hy dit? Hy sê, want as ons begin fokus oor hoe Jesus geleef het, en hoe Jesus dinge doen, dan sal ons nie teleurgesteld wees nie. Geld stel 'n mens teleur. Die tydelike dinge waarop ons soveel fokus, stel ons baie keer teleur, maar Jesus sal nooit nie. Ek hoop jy het 'n lekker dag verder.